Goeiemôre aan almal en baie welkom by ons volgende erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Geliefdes, waar ook al julle julleself mag vind, of dit in Suid-Afrika of naby die gemeente of dalk verspreid reg oor die wêreld. Ons hoop dat dit goed gaan met elkeen van julle. Die van julle wat nou wel nie in Suid-Afrika is nie, weet nou nie wat julle weersomstandighede is nie, maar hier by ons het 'n koue front ons getref en moet sê dit was nogal 'n koue ene, so hoop dat dit 'n bietjie beter weer is daar waar julle was, maar geliefde seën vir julle ook so die pad vorentoe. Ek deel net graag 'n paar afkondigings, geliefdes, 'n paar datums wat julle in gedagte moet hou. Ons hemelvaart erediens sal hierdie jaar die 14de Mei wees. Daar sal 'n erediens 10:00 die oggend wees en dan ook om 6:30 die aand. Dan gaan ons Pinksterreeks begin die 17de Mei en dit gaan dan die aand begin om 6:00 en dan sal die herhaling van daardie diens maandagooggend om 10:00 wees. Nou hier is die enigste verskil tussen die tye wat ek wel net pertinent wil uitlig. Sondag se Pinksterdiens, Sondag aand, die heel eerste ene, is om 6:00 die aand. Van dan af, Maandag tot en met Donderdag se aanddienste gaan nie om 6:00 wees nie, maar om 6:30. Ons skuif dit doelbewus net daai 6:30 aan vir die wat werk of wat dalk vassit in verkeer. So geliefdes, almal van julle is meer as welkom om hierdie geleentheid by te woon. So Sondag aand se erediens gaan Maandagoggend herhaal word. Maandag aand, Dinsdagoggend, Dinsdag aand, Woensdagoggend. So in die aande strek dit van Sondag aand tot Donderdag aand en dan die oggende van Maandagoggend tot en met Vrydagoggend. Geliefdes, julle is meer as welkom. Dis 'n besonderse geleentheid waar ons almal bymekaar kan kom. So nooi vriende en familie. Ons gaan ons bes probeer om dit ook so op die internet op te laai, maar daar is tog 'n groot verskil om in persoon by die kerk dit kan sien en waar te neem as oor die internet. En dan, laastens, die 7de Junie gaan ons weer 'n braai geleentheid hier by die kerk hou. Laas jaar het ons met hierdie inisiatief begin en dit is baie goed ontvang. So geliefdes, enige een van julle wat in die area is of graag sal wil kom inskakel, die 7de Junie, daar sal vleispakkies te koop wees teen 'n baie goeie prys. Julle kan eintlik met niks opdaag en steeds 'n gesellige geleentheid hê, maar ons vra vir die van julle wat wel kan, kom saam, bring julle eie eetgerei, drinkgoedjies en ook 'n bykos wat dan so deur die dag gedeel kan word. Maar geliefdes, dit ons afkondigings. Kom ons begin vir oggend se erediens deur stil te word voor die Here. My seun, neem aan wat ek jou sê. Maak wat ek jou voorskryf jou eie. Hou jou ore oop vir die wysheid. Span jou in om te verstaan. Roep insig by. Vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien. Dan sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Mag God drie-enig julle altyd versterk en julle lei in sy waarheid. Volgende beweeg ons oor na gebed en geliefdes, ek vra dat ons oë sal sluit. Ek gaan eers begin deur 'n oomblik van stilte gee as 'n voorbereidingsperiode vir hierdie erediens en daarna sal ek oorbeweeg in die gebed in. Here, dankie dat ons harte voor U kan stilmaak. Dankie dat ons weet, my Here, U sien wat binne in ons aangaan. U weet waaraan ons swaar dra. U weet wat vir ons genot bring. U weet waaroor ons dalk angstig is. Of dit wat ons nie is met ons naaste deel nie. Here, wat ook al in ons harte mag aangaan, ons vra, Here, dat U vir ons altyd sal kom lei in die pad vorentoe. Dat ons oë altyd oopgemaak sal word tot U waarheid. Dat ons met oortuiging sal kan sê,
Maar Here, dit wat in ons harte aangaan, U Heilige Gees kom dra dit oor. Al sukkel ons om dit te verwoord, om dit reg oor te dra aan U. U weet alles. En daarom sal U altyd die beste en ons enigste vertrooster wees in hierdie gebroke wêreld. Here, waar ons elke dag so gekonfronteer word met die sleg en die negatief en die korrupsie en die haat, die lys van alles wat ons hopeloos laat, gaan net aan en aan. Maar help asseblief dat ons altyd sal weet, Here, U het dit alles klaar oorwin. U het die finale prys vir ons klaar betaal. Want so lief het U ons gehad. En nou het ons vrye toegang, Here, tot die ewige lewe. Nie deur ons verdienste nie. Nie deur wat ons kan bydra of ons wat goed genoeg is nie, maar deur die genade alleen. Dankie dat U dit alles vir ons kom gee en kom doen het. En dat U ook vir ons die geleentheid gee, waar U met die hand uitgestrek voor ons staan en sê, my kind, saam jou wil ek 'n verhouding hê. Daarvoor dank ons U, en ons prys U naam. Maar ek vra ook so, Here, dat wanneer ons U hand neem, wanneer ons 'n pad saam met U stap, dat ons oë oopgemaak sal word, vir wat werklik reg en verkeerd is, vir wat werklik U wil is, dat ons bereid sal wees, dat U ons sal vorm volgens U wil. Ons dank U, Here, en ons prys U heilige naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag, let wel, daar gaan 'n hele klompie gedeeltes wees, dit sal ook op die skerm verskyn, maar die van julle wat voorlopig solank julle Bybels wil oopmaak, die eerste gedeelte waarna ons saam gaan kyk, kom uit 1 Johannes 4, maar eers deel ek graag 'n inleiding. Ons tema vir vandag, die noodsaaklikheid van ons onderskeidingsvermoëns, of 'n ander manier hoe ons dit ook kan verwoord, die noodsaaklikheid van geestelike beoordeling, en let wel, beoordeling, nie veroordeling nie. Baie kort en kragtig die verskil tussen die twee opgesom. As een beoordeel, dan oorweeg ons iets of iemand noukeurig, baie belangrik, uit 'n objektiewe standpunt. Ons probeer vasstel, maar dit wat gedoen word of wat verkondig word, is dit reg of is dit verkeerd? En die beginsel waarin beoordeling gewortel is dit is ondersoekend van aard. Ons ondersoek 'n situasie, 'n stelling of 'n persoon. Veroordeling is 'n negatiewe uitspraak wat gemaak word om baie kere iemand as skuldig af te maak, om 'n negatiewe oordeel uit te spreek. So die basis hier is glad nie meer die van ondersoeking nie, om uit te vind wat werklik reg of verkeerd is nie, maar eerder om straf uit te dien of straf uit te spreek. Dit ons tema. Volgende wil ek graag ook net bietjie agtergrond gee oor hoekom ek hierdie spesifieke tema gekies het. Ons leef in wat ons sal noem 'n digitale era. Kortliks opgesom, dit is 'n historiese tydperk, as ons na die menslike geskiedenis gaan kyk, wat gekenmerk word deur die oorgang van tradisionele tegnologie na 'n ekonomie, 'n samelewing en 'n lewenswyse wat gebaseerd en gesentreerd is rondom rekenaars, die internet en die oombliklike toegang, inneem en deel van inligting oor die internet. Om dit dalk baie meer eenvoudig oor te dra. Ons leef in 'n tydperk waar ons die klik van 'n muis al weg is, of die druk van 'n vinger op 'n tablet of 'n skerm weg is, van amper enige stuk inligting waaraan ons kan dink. Nog nooit in die geskiedenis van mens was dit so maklik om 'n antwoord te kry tot amper enige vraag daar buite nie. Dan nie eers gepraat van AI of Artificial Intelligence nie, KI of kunsmatige intelligensie nie. Daardie sagte ware op julle fone, op julle rekenaars by die huis is in staat om enorme hoeveelhede inligting in 'n oogwink te verwerk. Patrone daarin te erken, dit te analiseer en selfs gevolgtrekkings te maak, wat voorheen
net moontlik was deur menslike insig. Wat 'n besonderse tyd om te leef is dit nie. En tog, ironies genoeg, het hierdie oorvloed van inligting, die wêreld wat ons amper in ons hande het, ons nie op alle terreine gebaat nie. Ons nie slimmer gelaat soos wat ons dalk voorsou gehoop het nie. Inteendeel, stelselmatig is daar besig om al hoe meer en meer studies uit te kom, wat presies die teenoorgestelde sê. Dat hierdie digitale era waarin ons nou is, ons eintlik lui maak. Waar ons so oorweldig word met inligting, deur selfone, deur rekenaars, deur tablette, televisies, die lys gaan aan, en dit kom affekteer ons kritiese denke. Ons intellektuele kapasiteit word nadelig beïnvloed, en tot ons onderskeidingsvermoëns, ons beoordeling vermoëns, lei hieronder. Want ons het nie meer nodig om vir onsself te dink nie. Inligting in te neem, dit te begin analiseer, te begin redeneer oor, is hierdie reg of is hierdie verkeerd? Waarom beteken hierdie? Wat is die doel van hierdie inligting? Dit is nie meer vir ons nodig om te worstel oor moeilike take of moeilike vrae nie. Presies dit wat eintlik kritiese denke en ons onderskeidingsvermoëns kweek. Want op die einde van die dag kan ons bloot iets soos die uithaal. En net vir Google vra. Eerder vir ChatGPT vra, vir Grok, vir Cloud, dis tog soveel makliker en vinniger. Nou die van julle wat dalk nou nie al hierdie name geken het nie, dit is basies verskillende kunsmatige platforms wat gebruik word. Stadig maar seker is die samelewing besig om in 'n rigting in te beweeg waar eie oordeel, nigter denke en opregte onderskeidingsvermoëns nie meer nodig gaan wees nie. En geliefdes, as hierdie nie kommerwekkend genoeg is nie, kom affekteer dit ook ons onderskeidingsvermoëns of ons geestelike beoordeling rakende ons verhouding met God en wat volgens hom reg en verkeerd is. Want wanneer ons gewoond raak daaraan om alles vinnig te soek en onmiddellike antwoorde te kry, begin ons geloof op dieselfde manier nader. Kort, oppervlakkig, sonder geduld. Ons wil vinnige antwoorde hê vir komplekse geestelike vrae, waar ware onderskeiding in God se dinge tyd vra. Stilte, gevormde wysheid, wat deur sy liefde en deur sy gees moontlik gemaak word. En geliefdes, ongelukkig is daar soveel kerke daar buite. Mense wat voorgee dat hulle in die naam van God optree en in liefde verkeer, wat mense se onvermoë tot onderskeiding en geestelike beoordeling van misbruik maak. En presies vir daardie rede kom waarsku die Bybel ons. Daar's menigte tekste in die woord van God wat uitlig en sê, daar's valse profete, wat dinge sal sê wat nie ooreenstemmend met my gees is nie, wat sal voorgee asof hulle in my naam verkeer, maar hulle ken my nie. Die Bybel is eintlik baie duidelik oor hierdie onderwerp. En dit kom gee vir ons die nodige gereedskap, waarmee ons onsself moet toerus, waarin ons onsself moet beoefen, om ons geestelike beoordeling op te skerp en te verbeter. En geliefdes, dit is presies waar ek vandag wil gesels. Ek wil na verskeie Bybelverse gaan kyk, wat ons leiding gee, wat ons kom toerus in presies die, en wat ons geestelike onderskeidingsvermoëns of beoordelingvermoëns op die regte plek sal kry. Die eerste punt waarna ons gaan kyk. Onderskeidingsvermoëns beskerm ons teen dwaling en die verdraaiing van waarheid. Ek lees vir ons 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen
Ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Die eerste gedeelte waarna ons saam kyk, maak dit klaar baie duidelik. Beoordeel die wat in die naam van God verkeer, nie veroordeel nie. Onthou, in die begin het ek gesê, beoordeling se aard lê in ondersoek. Om iemand se verhouding met God te veroordeel, beteken ons wil oordeel uitspreek. Ons stel nie eintlik belang in wat reg of verkeerd is nie, ons wil eintlik maar net hulle verhouding met God verdoem. Nee, ons moet hulle beoordeel. Ons moet ondersoek instel, ons moet nugter en objektief na so 'n persoon kan kyk om te kan sê, is hierdie persoon gelei in God? Is hulle besig om sy liefde en sy waarheid bekend te maak? Of is hulle besig om sy naam te misbruik vir wat ook al persoonlike rede hulle dalk mag hê? Ons leef in 'n gebroke wêreld. Daar is doelbewus die wat hul eie woorde as Godsin gaan vermom en daarmee saam dit bemark en verkondig. Daar is die wat vyandig is teenoor die verkondiging van die blye boodskap, die euangelion. En hulle sal enigiets in hulle vermoëns doen om dit te stop. Daarom gee die woord van God vir ons wat ons nodig het. Lei dit ons in die taak van ondersoek ander. Maak seker dat hulle wel deur die gees van God gelei word. Dit ons eerste punt. Die tweede punt. Onderskeidingsvermoëns is 'n teken van geestelike volwassenheid. Ek lees vir ons Hebreërs 5, vers 11 tot 14. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verkondig, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Vinnig net die nodige agtergrond net bietjie meer in te kleer. Die skrywer spreek die lesers of 'n groep mense aan en sê vir hulle dat hulle baie traag was in hulle verhouding met God, hulle verantwoordelikhede met God. Onthou, hulle het gekies om nou in Jesus Christus te glo, maar nou moet hulle daarop reageer, daar moet 'n lewensverandering na vore kom. Hulle was al vir 'n geruime tyd gelowig en hulle moes nou al op so 'n punt gewees het dat dit wat vir hulle geleer is, moes hulle nou aan ander begin leer. Maar ongelukkig was hulle nog geestelik onvolwasse. Hulle was nie in staat om vaste kos te eet nie, of dan die dieper dinge van hulle verhouding met God te verstaan en te begryp nie. En daarmee saam kon hulle nie onderskeid tref tussen wat reg en verkeerd is nie. Maar in vers 14 staan daar vir my ietsie baie belangrik. Ek lees dit graag weer. Dit sê: vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Die gedeelte kom dra die boodskap oor, maar om onderskeid te tref tussen wat reg en verkeerd is iets wat ontwikkel word met tyd. Soos een se spiere, se liggaam wat deur herhaaldelike oefening sterker en sterker word. Of in ander woorde, as ek hierdie beeld bietjie verder kan vat, een se spiere word nie net sterker deur te weet wat dit sterker maak nie. Nee. Ek dink ons almal is wel bewus, om ons spiere sterker te maak, moet ons dit oefen. Ons moet gewigte opdra, ons moet weerstandsoefening doen, ons moet gaan draf of gaan stap of fietsry. Dit is wat ons spiere, ons liggame gaan sterker maak. Maar geliefdes, ons moet dit doen. Ons kan nie net bloot daaraan dink of daarvan bewus wees nie. Dit gaan geen effek hê nie. Ons moet gaan oefen. Presies dieselfde is van toepassing rakende ons geestelike beoordeling. Om bloot te weet wat in die woord van God staan, dit te lees
Dit wat destyds gebeur het, toe die mense destyds aangemoedig was en daardeur ons ook, is ongelukkig nie genoeg nie. Ons het nodig om dit te oefen, om dit toe te pas en uit te leef in ons alledaagse lewens, of in ander woorde, hoe ons onderskeid kan tref tussen wat werklik reg en verkeerd is, volgens God. Hoe ons geestelike beoordeling op 'n verantwoordelike manier kan toepas, is om die waarheid van God ons eie te maak en dit deel te maak van alles wat ons doen. 'n tweede natuur, as ek dit so kan stel. Dit is wat geestelike volwassenheid is. Die term volwassenheid lê ook baie klem hierop dat dit is iets waarin ons moet groei, waarin ons moet bevorder. Hoe meer ons van die woord van God inneem, hoe meer volwasse sal ons hierin raak. Die derde punt, geestelike beoordeling sonder liefde kan baie gevaarlik wees. Ek lees vir ons Filippense 1, vers 9 tot 10. Ons bid ook dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag, wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Om onderskeid te kan tref tussen wat reg en verkeerd is volgens God, of om die vorige punt se bewoording dan te gebruik, om geestelik volwasse op te tree en geestelike volwasse keuses te maak, is nie alleenlik 'n intellektuele saak nie. Laat ek verduidelik wat ek hiermee bedoel. Daar's baie mense daar buite wat die Bybel ken, al hoeveel kere deurgelees het, dit bestudeer, studies blootgestel het, beter ken as meerderheid Christene daar buite, maar hulle glo nie 'n enkele ding wat daarin staan nie. Hulle is ateïste. Hulle benader dit alleenlik uit 'n intellektuele en 'n rasionele perspektief. Dit is wanneer 'n verhouding met God aangeknoop word, wanneer emosie en spiritualiteit deel raak van dit wat ons lees en ons beskouing van die waarheid, waar ons tot die vermoë gelei word van geestelike beoordeling. Daarom sê Paulus, ons liefde moet toeneem. Ons liefde vir mekaar, liefde vir sy woord en baie belangrik, liefde vir Jesus Christus. Want hoe meer opreg ons liefde vir Christus is, hoe meer staan ons in die regte verhouding met God en hoe meer sal ons sy waarheid ken en beoefen. Of om hierdie gedeelte bietjie korter op te som. Liefde wat toeneem of meer en meer word, liefde vir God, sy woord en vir Christus, spoel outomaties oor in kennis en insig. Want as ons werklik lief is vir hom en sy woord, sal ons dit bestudeer. Kennis en insig wat al hoe meer en meer toeneem, deur ons wat God se woord uitleef en beoefen, soos wat die vorige punt ook gesê het, lei tot geestelike volwassenheid. Die vermoë om te kan onderskei, wat is reg, wat is verkeerd, wat is vir God belangrik. Die vierde en ons laaste punt, wees 'n lewende offer vir God. Ek lees vir ons Romeine 12, vers 1 tot 2. Nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. 'n bekende gedeelte en vir baie goeie rede. Die fondasie hier staan as volg. Ons moet onsself nie aan die sondige wêreld en die gebruike daarvan oorgee nie. Ons moet eerder
onsself aan God oorgee as lewende en heilige offers, want dit is wesenlik ons godsdiens. Die vraag wat hieruit voortspring, wat beteken dit dan om onsself as offers vir God te gee as Nuwe Testamentiese Christene? Want offers en die hele offersysteem kom hoofsaaklik uit die Ou Testament uit. Dit was 'n judaïstiese gebruik, die godsdiens van die Jode. En offers was geslag tot eer en verheerliking van God en om die gemeenskap te reinig van hulle sondes, let wel, dit was net vir 'n bepaalde tyd. Paulus kom draai die gedeelte oor en probeer bevestig en klem lê, maar ons moet onsself totaal en al aan hom gee, net soos wat 'n offer destyds totaal en al aan God gegee was. Nie sodat ons geslag kan word nie, nee, maar dat ons volkome bestaan tot eer en verheerliking van sy naam sal wees, nes die offers in die Ou Testament. Ons hele bestaan, ons hele wese moet gevestig wees in hom. En deur ons, wat ons self dan so aan die Here gee, kom verander hy ons, kom vernuwe hy ons gedagtes, sodat ons kan onderskei wat sy wil is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Geliefdes, geestelike beoordeling en onderskeidingsvermoëns rakende ons verhouding met God is nie opsioneel nie. Dit is nie iets wat net 'n sekere paar mense gekry het of kan toepas nie. Dit is nie ietsie wat bloot oorgelaat moet word aan die predikante of die religieuse leiers nie. Dit is 'n verantwoordelikheid wat elkeen van ons moet aangryp en uitleef. Ons is nie geroep om blindeliks te glo nie. Ek wil dit herhaal, harde woorde, maar julle sal nou sien wat ek hiermee bedoel. Ons is nie geroep om blindeliks te glo nie. Ek lees vir ons 1 Petrus 3 vers 15 wat bietjie meer lig hierop skyn. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Om blindeliks te glo beteken ons glo sonder om enige geestelike beoordeling toe te plas. Ons glo net, ons aanvaar net wat aan ons gesê word, sonder om 2 keer daaroor te dink, sonder om ondersoek in te stel oor wat is werklik reg en verkeerd volgens God. Hierdie gedeelte dra dit eintlik vir my baie mooi oor. Ons moet weet waarom ons glo. Ons moet weet, wat is hierdie hoop wat in ons lewe? Jesus Christus, en die enigste manier wat ons dit kan weet, is deur ondersoek in te stel. Deur vas te stel, te beoordeel, deur die woord van God, maar wat is die waarheid en wat is nie? En ons moet so bewus wees, so seker wees van dit waarin ons glo, dat as iemand na ons toe kom en navraag instel oor, wat is hierdie hoop? Wat is dit in julle wat julle so dryf? Dan moet ons kan antwoord, bereid wees om te kan sê, waarom ons glo wat ons glo. Ons word geroep om ondersoek in te stel rakende ons geloof, te beoordeel en nie te veroordeel nie. En geliefdes, ja, dit is 'n uitdagende taak. Dit kan 'n baie moeilike taak wees. Maar wees gerus. Alles wat ons nodig het om op 'n verantwoordelike manier geestelike beoordeling toe te pas, is klaar aan ons gegee. Naamlik die woord van God. Ek lees vir ons 2 Timoteus 3, vers 16 tot 17. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek wil dit graag weer lees.
Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Geliefdes, in 'n wêreld soos vandag, hierdie digitale era, alles wat aangaan, ons kan lank genoeg daaroor praat. Ons het nodig om onsself toe te rus met die woord van God. Dit nie net te ken nie, maar deel te maak van ons lewe, te beoefen, daarin verlore te raak. Dit is aan ons geskenk, nie net sodat ons in verwondering dit sal aanskou nie, maar dat dit wat daarin opgeskryf staan, dit wat deur God geïnspireer is, dat ons dit sal kan gebruik en onsself kan beskerm teen die gebrokenheid van die wêreld van vandag. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, uit afhanklikheid nader ons U vandag en kom vra ons, Here, kom bid ons, gee vir ons oë wat kan sien, gee vir ons harte wat kan verstaan en gee vir ons die nodige wysheid om onderskeid te kan tref tussen wat werklik reg en verkeerd is volgens U. Here, ons weet daar is soveel onreg. Daar is soveel wat daar buite verkondig word, waar mense voorgee dit is U woord, maar hulle verdraai en misbruik dit tot hulle eie beswil. Daar is soveel skade wat gelei word deur mense wat nie deur U Gees gelei word nie. Gee vir ons asseblief die nodige insig en kennis, die nodige liefde vir U en U woord. Laat ons op 'n verantwoordelike wyse geestelik kan beoordeel. Dat ons nooit iemand sal veroordeel nie, maar dat ons ondersoek sal instel, Here, daar waar nodig is. Laat ons nugter kan dink oor ons verhouding met U en wat U van ons vra. En laat ons nie weggesleep sal raak deur die sleg en die onreg van daar buite nie. Dit is 'n verantwoordelikheid wat elkeen van ons moet toepas. Here, gee vir ons wat ons nodig het om dit te kan doen en lei ons daarin asseblief. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons ook lei in sy waarheid, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.